Jy kyk, goeiemôre en good morning. Ons is vanoggend baie opgewonde om met ons volgende gas te gesels en sy het 'n splinternuwe vertoning op pad, My Country Verhaal. Hierdie vertoning wat op die 18de en die 20ste Maart in die Atterbury Theater te sien is, neem elkeen in die gehoor saam op 'n reis van country klanke wat haar lewe gevorm het. 'n Baie hartlike goeiemôre, good morning, welkom Demi Moore. Baie dankie. Dit is so lekker om jou hier te hê. Vertel ons van My Country Verhaal of My Country Verhaal, die vertoning. Wat kan gehore verwag? So met hierdie show, ek dink enigiemand wat my nou al lank genoeg volg en ken, weet dat country musiek lê my absoluut na in die hart en dit is waar ek op my gemaklikste is en ek dog toe wat van ek sit 'n country show aan mekaar en ons doen net country. So ek gaan baie ou liedjies sing en ek gaan nuwe liedjies sing en daar's ietsie vars op pad wat niemand al ooit gehoor het nie wat ek gaan sing. Maar ek dink ek sien nogal uit na die ouer liedjies en ek praat nou van liedjies wat nie eens op 'n album al was nie. Liedjies wat ek dink mense nie regtig meer na luister nie. Vat mense 'n bietjie op 'n journey. Ja. Country musiek het nou oor die jare baie verander en dit voel vir my amper daar is nou soos hierdie hernuwing vir mense se liefde vir country musiek. Jy sê ou liedjies, nuwe liedjies. Hoe gaan jy te werk om te kies watter liedjies in die vertoning gaan wees? Dit is moeilik, maar al wat ek kon doen is maar, ek dink die pad volg, want ek vertel my country verhaal. Jy weet waar dit vir my begin het, die liedjies wat vir my uitgestaan het toe ek klein was en dan hoe ek ouer geraak het en wat ek op die einde op my country album opgeneem het en liedjies wat ek vandag in my show sing. So dit is 'n moeilike een want ek moes dit contain. Yes. En jy kan nie 3 ure gaan sing nie. So ja, ek sien baie uit. Dit is vir my regtig iets wat ek so lief is vir. En ek dink die mense gaan dit geniet saam met ons. Ja, jy sê nou jy kan nie 3 ure sit en country sing nie. Ek dink daar is honderde, duisende mense wat vir 3 ure sal sit en luister na jou wat country sing. Hoekom dink jy country pas so mooi by jou? Want ek het jou al gehoor country doen live en dit is net, it's a perfect fit. Dankie. Ek dink baie keer is iets net bedoel vir jou en ek voel country musiek is bedoel vir my. Ek hoef nie te dink as ek sing nie. Dit is nie vir my, hoe kan ek sê, dis nie effort nie. Dit is gemaklik en ek dink wat my natuurlik die meeste na dit toe trek is die stories wat dit vertel. En ek vind baie inspirasie in dit as ek my Afrikaanse musiek skryf. Ja. Mens hoor altyd daai grappie oor die country musikant wat skryf oor sy vrou wat hom gelos het, sy pick-up truck werk nie meer nie, die plaas is verwoes, al daai tipe goed en die whisky wat hy nou nodig het, hy op sy, presies die hond, die alles. Hoe skryf jy country van 'n Afrikaanse perspektief af? Dit is moeilik. Ek dink ek volg maar met wat ek op die oomblik ken en dit wat ek die beste ken is die liefde. En ek dink waar ek nou is met my man, dit is maar die grootste inspirasie op die oomblik. Jy weet, dalk as ek eendag bietjie hartseer en as ek woord is anders, maar op die stadium gaan meeste van my liedjies oor my man. En dit is beautiful want dit is 'n groot deel van jou lewe soos jou baba ook. 5,5 maande oud bou. Maar hoe is dit vir jou om inspirasie te kry van ander country kunstenaars? En as jy hoogtepunte of regtig mense waarna jy opkyk kan uitsonder? Ek dink vir my een van die grootste oomblikke wat ek gehad het was tydens die kontrak, die kompetisie wat ek gedoen het ek 'n liedjie gesing, Diane, van 'n Amerikaanse sangeres. En toe sy Suid-Afrika toe kom, toe ek het saam met haar opgetree in die stadion in die Kaap. En dit was een van die ongelooflikste ervarings. En toe ek nou in Nashville was, het ek haar weer gesien en dis net ongelooflik om te sien hoe ek dink hulle operate. Dit is 'n hele ander manier van dinge doen en dit is ongelooflik om te sien hoe dinge werk aan daai kant eintlik. Want dit is baie anders as hier by ons. En Cam is net 'n wonderlike mens en sy het my so geïnspireer. Ek dink net ook moet haar mens wees en jy weet net hoe eerlik sy is in haar lirieke en dit wat sy wil doen. Sy stiek met wat sy weet sy moet doen. Het country musiek baie in jou huis gespeel toe jy klein was? Want waar kom daai liefde vir hierdie genre vandaan?
Ja, so my pa was 'n groot country liefhebber. So hy het meeste van die goed gespeel. Hy het altyd sy gitaar uitgeruk en dan hy iets vir ons gesing. En ek dink sy gunsteling was altyd Billy Ray Cyrus, maar nie die obvious Eike Breek Your Heart wat almal ken nie. Ek ken weer al die ander liedjies wat niemand ken nie. So ja, hy was definitief ek dink die groot inspirasie agter waar ek dink my liefde vir country begin het. Waar kan mense kaartjies skryf vir die vertoning? So ongelukkig is Vrydag aand uitverkoop. Nie ongelukkig nie, kyk vir jou. Maar daar is nog oor vir Woensdag aand. Dis môre, né? Ja. Ja, môre aand. Ja. En dit is by seatme.co.za. Dis op Atterbury Theater se webtuiste en ja, maklik. Waar kan ons kykers jou volg en sien wat volgende voorlê vir Demi-Leigh? Ek dink die maklikste is my Instagram. Ek is nie regtig op TikTok nie. Ek weet eintlik nie eers hoe die ding werk nie. Ja. As ek 'n liedjie uitbring dan post ek maar daar want die label sê ek moet. Maar ek ken nie en verstaan nie TikTok nie. Ek's maar altyd op Instagram besig en ja, ek dink dis maar wat ek mees op my goed sit en op Facebook op die shows en daai dinge. Maar as jy ons wil boek, ek dink dit is by Kuleski Artist Management. Dis maar die maklikste om te kyk vir al die kunstenaars wat by Kuleski is, nie net vir my nie. Ongelooflik baie dankie dat jy vir ons oggend by ons aangesluit het. Dit is altyd heerlik om met jou te praat, Demi-Leigh. Demi-Leigh, My Country Verhaal 18 en 20 Maart by die Atterbury Theater.